Goedemiddag en welkom terug hier by ons by In die Skrim met Group Editors Live. Ons het woensdag aand by SWD Eagles gaan inloer tydens hul oefening op Botaniqua Park en met Elise Arendse die hoofafrigter gesels. Die Eagles speel die komende Saterdag 3 Augustus op die Almeida in Mosselbaai teen die Pumas in die Currie-Beeker reeks Eerste Divisie semifinaal om 1:00. Goeienaand, ons is terug hier op Botaniqua Park en vanaand het ons vir Elise Arends het ons hier by ons, sy is die hoofafrigter van die SWD vrouespan en hulle het weer eens 'n groot telling behaal die afgelope naweek in Groot Brakrivier en daarmee deurgedring na die semifinale van die Currie-Beeker reeks Eerste Divisie. Hulle speel die komende naweek speel hulle op Mosselbaai daar in die Almeida om 1:00 3 Augustus en julle speel teen wie, Elise? Teen die Pumas. Teen die Pumas. Baie welkom vanaand hier by ons. Soos ek gesê het, groot telling by julle opgestel het daar in Groot Brakrivier, is Greenhaven. Ja, by julle opgestel het daar. Vertel 'n bietjie vir ons meer van Saterdag se wedstryd. Saterdag se wedstryd was vir ons bietjie moeilik gevind. Maar tweede helfte moet ek sê het ons geseëvier toe as ons nou oor het in. Ja, maar 69-5 is 'n groot telling hoor. So Elise, sê vir my, waarna kan ons uitsien die naweek op die Almeida? Die naweek kan jy uitsien na goeie rugby, harde rugby. As ek sê harde rugby, bedoel ek as die are jou gevat het, gaan die bly. So, met respek, dissipline, maar baie hard, wat ek nou gesê het. Ja. En sê gou vir my, julle speel teen die Pumas. Ja. Op die Almeida die komende Saterdag. Julle het vroeër ook teen hulle gespeel en die game was tyd geweest met 'n telling van 17-19 as ek dit. Ja, die naweek, dink jy julle gaan beter vaar? Die naweek gaan ons baie beter vaar. Ek is positief. Gewoonlik sê ons 100%. So ek sê ek is 200% positief met my span, my bestuurslede. So die telling gaan nie wees soos wat die was in die verlede nie. Ek kyk nie meer na die klein telling nie. So dit gaan definitief 'n massiewe telling wees. En Elise, gou vir my, hoe lank is jy nou al betrokke as hoofafrigter by die span van 2024? Dis my derde jaar wat ek in die span betrokke as hoofafrigter. En hoe lyk die span die jaar? Het jy baie nuwe, 'n groot nuwe toevoeging tot die span, spelers wat opgekom het van die jaar, die hulle aangesluit? Ja, ons het baie. Veral die juniors wat vanaf onder 20 afgekom het ek in die span, so ek sit jou wat met 'n nuwe span wat in die youngsters kom sterk na vore. En hulle speel tydens die afgelope reeks? Hulle spel is uitstekend. Van hulle is in die starting. 4 is aan hulle starting. En die 3 wat opkom, hulle staan vir niks terug. Hulle is fighters. Nou, daar het julle dit nou, Elise Arendse, die hoofafrigter van die SWD vrouespan. Dit is ook 'n dame wat nou al vir, dink omtrent 5 jaar, was sy die hoofafrigter geweest. En sy is nou afgelope 3 jaar as sy die hoofafrigter. En sy kom uit Oudtshoorn uit, sy sê vir my, sy daar op die plate, né? Ja, ja. By All Blacks het sy haar rugby loopbaan het sy begin en vir 'n hele aantal jare het sy daar gespeel totdat sy die leiersels hier oorgeneem het. So Elise, van my kant af, alles sterkte vir julle vir die naweek se semies. En ek hoop ons is volgende week is ons terug hier op Botaniqua Park vir hy tuisfinale Ja. in die Currie-Beeker reeks se Eerste Divisie. So ja, alle voorspoed. So hoe lyk dinge by die Superliga Top 8 na verlede Saterdag 27 Julie se wedstryde? Groot Brakrivier het sy winning streak voortgesit in Progress 27-18 geklop en lê nou eerste op die punteleer met 36 punte. Terwyl Bridgton afgeskuif het in tweede plek na sy verloor teen Heidelberg 38-28 op die plate. Die twee spanne se wedstryde die komende Saterdag is uitgestel na 10 Augustus op versoek van Groot Brakrivier. En dan Barbarians het ook vasgeval teen Crusaders verlede naweek in 29-22 verloor en dan Blanco het George Naalskraap met 33-31 wen.
So met 4 wedstryde oor in die tweede ronde, lyk dit dat of slegs Blanco, wat tans in 5de plek met 26 punte lê, nog 'n kans het om in die top 4 op te eindig. Dis nou as Heidelberg, wat tans 4de posisie beklee op die punteleer met 27 punte vasval in hulle komende wedstryde. En in die Uitdagbeker top 8, Evergreens behou sy eerste plek op die punteleer met 14 punte, na sy oorwinning oor Riversdale Blues op hulle tuisveld 26-16. Evergreens speel die komende naweek teen Uniondale in Pakkelsdorp, en Uniondale lê tans derde op die punteleer met 6 punte. Tweede op die punteleer is Seagulls met 13 punte. Hulle het Saterdag die Albertinia Rangers 34-12 geklop. Seagulls speel Saterdag tuis teen Harlequins. En Jaguars, wie Maoris laas naweek met 26-14 geklop het, speel dan Saterdag teen Albertinia Rangers, en Riversdale Blues reis na George vir hul wedstryd teen Maoris. En dan het ek ook weer 'n bietjie met Roy Sparks gesels. Hy het vroeër die week 'n wen- en verloor persentasie opgesom vir die Superliga top 8, wat wys dat Grootbrakrivier, Bridgeton en Barbarians hul posisie verstewig in die top 4 en so ook hul plek in die semies bespreek. In die Uitdagbekerreeks, daar kan Evergreens en Seagulls, wat op 100% lê, verseker wees van 'n semifinale met Uniondale en Harlequins, wat te kans staan op 'n derde en 'n vierde plek op 50%. En dan in ander rugbynuus, daar was ook 'n voorval in Riversdale met 'n skeieregter die afgelope naweek. Na afloop van die A-span se wedstryd tussen Evergreens en Riversdale Blues, was daar 'n voorval waar tydens 'n paar toeskouers van die tuisspan die skeieregter Hermanus Lamprecht onder die paviljoen voor sy bors gegryp het, en dan lyk dit ook asof een van die mans met 'n vuis na hom stamp. 'n Klag is volgens inligting by die Unie en by die skeieregtervereniging ingedien en word die saak volgens inligting volgende week aangehoor. En in Pakdien hoor ons hierdie skeieregter en sy assistente ook vir 'n tydjie die veld verlaat tydens die A-span se wedstryd, nadat voorwerpe na die hulpskeieregter gegooi is. Hulle het vir sowat 10 minute in die kleedkamer deurgebring, weer teruggekom en die wedstryd is hervat. En dan kom ons sluit af op 'n goeie noot. Baie geluk in die Blitsbokke met hulle bronsmedalje daar by die Olimpiese Spele. En dis vir eers al van my kant af. Ek wil net weer van die geleentheid gebruik maak om vir die Eagles te sê baie voorspoed vir môre se game daar op die Almeida. Onthou, die wedstryd skop af 1 uur op die Almeida en hulle speel 'n semifinaal teen die Pumas. So ek hou duim vas, albei duime ook vas vir julle. En sou hulle Saterdag daar wen, dan verseker hulle 'n tuisfinaal op Otaniqua Park volgende week. So kom ons hou duim vas en ons gaan skree vir ons vroue rugbyspan daar in Mossel Bay die naweek. Dis wel eers van my kant af, tot volgende week.